Goeiemôre broers en susters. Dis vir my lekker om saam met u te wees vanoggend en die Here te aanbid en te dien. Dis my groot voorreg. En ek staan hier met groot dankbaarheid dat ek saam met u kan hande vat as Suikerbos gemeente en net hierso in die Here se teenwoordigheid wees en dat die Here ook vir ons elkeen aanraak. Ek dink die lekker ding van 'n preek is om mense daaroor bid nou en vir die Here vra, maar wat wil u, moet ek nou Sondag sê? Is dit 'n mens weet as 'n mens hier teen die einde van die preekvoorbereiding kom, want jy vra maar gedurig deur vir die Here, mag ek deur my preek elkeen aanspreek en dat die Here net hierdie preek kan verder vat en elkeen van u kom met u eie stories en elkeen verskillende goed het met u gebeur. Kom ons sê hierdie paar maande wat verby is, verskillende goed lê vir jou voor. Ons elkeen het ons eie unieke storie, maar die wonderlike is omdat die Here dit kan vat en dit verder vat, kan hy dit aktueel en van toepassing maak op jou spesifieke storie waarin jy jouself bevind. So mag die hele erediens ook net tot eer en verheerliking van die Here se naam wees en soos alles wat ek doen, staan ek ook hierso in groot afhanklikheid van die Here en wil ek net die Here ook vereer en verheerlik. Jesus, dit was so koud geweest, my vrou, of het is so koud, my vrou sê nou al vir my, nee Chrisman, jy raak oud en jy raak stadiger, weet so, ek sê vir mense is nogal moeilik om getroud te wees partykeer, want jou vrou konfronteer jou met jouself en nou weet jy, nou kan jy eers jouself verdedig gee, want jy weet wat sy sê is die waarheid. So, maar ek sê vanoggend vir my vrou, nee, maar hierdie koue maak my nog stadiger as wat my ouderdom my maak. Maar, en interessant nogal, partykeer het mense ook nogal die gewoonte om sout in jou wonde in te vry, want ek het nou, dit wat ek vir nou gesê het vir een van ons kapelane by provinsie sê, toe sy nou iets van ons van my wou gehad het, 'n dokument wat nou bietjie laat was, toe sê ek vir haar, maar jy moet nou simpatie met my, ek is so oud en ek raak stadiger, en dis wat my vrou sê, toe sê sy net vir my, Chrisman, sê net vir jou vrou, ek stem saam met haar, weet, so, maar ek het sommer vanoggend ook my polisiebaadjie net aangetrek, maar dit is net om vir jou ook te wys, ons het ook die voorreg as kerk, as NG Kerk in die geheel, die Here roep ons elkeen maar, dit wat jy ook doen is deel van die Here se roeping, maar so roep die Here ook vir ons as predikante op verskillende maniere, en die Here roep jou byvoorbeeld om sendingwerk te gaan doen, of baie mense doen sendingwerk, of by Radio Kansel te werk, of daar's so baie terreine waar jy die Here kan dien eintlik in die bedieninge, weet op van die skepe te gaan werk. En ek dink wat wonderlik is dat ons ook vir die staat kan werk, weet, en dat die status ook aanstel, weet, om vir die polisie te werk as polisiekapelane, of as korrektiewe dienste kapelane, of as Suid-Afrikaanse nasionale weermag kapelane, met nou sy 4 seksies, die geneeskundige diens, en die lugmag en die vloot en die landmag, kan 'n mens maar sê, of hierdie eenhede as kapelane, en wat vir my wonderlik ook is om te sien is, dat kapelane word ook nou aangestel by ons nooddienste, by die ambulansdienste en die brandweerdienste, en dan ook in die metropolisies, is daar ook kapelane. So ek het dit maar net aangetrek om ook vir u te wys, dis waarvoor die Here my ook geroep het, en dis waar ek ook vir die Here werk in die week, en weet veral, en party Saterdag as ek 'n begrafnis het, maar die aard van die saak, is my eerste roeping as Christen, weet al die ander roepings wat ek het, selfs as huweliksmaat, of as ouers van my kinders, of as
Ek is nou al daar al oupa van my kleinkinders. Dit spruit alles uit my roeping as Christen. En ek sê maar net, die Here het my dan geroep as Suid-Afrikaner en om in hierdie land 'n verskil te maak en in al sy mense se lewens 'n verskil te maak. En daai roeping gaan eers eindig die dag as ek sterf. Weet daar gaan 'n tyd kom wat ek nou moet aftree ook in die bediening in, maar die roeping as Suid-Afrikaner en om in hierdie land en sy mense verskil te maak, dit gaan eers eindig die dag as ek doodgaan. So baie welkom hierso. My gebed is ook eintlik tydens elke diens, dat 'n geestelike herlewing by jou sal plaasvind, dat jy sal warm word en dat jy sal warm wees as jy uitstap om vir die Here te gaan werk. Weet so mag die Here met jou met ons wees hierdie uur wat ons saam is. Ek wil maar net sê nogal te interessant toe ons klaargemaak het ek het eers begin as 'n wonderkonstabel in die polisie en toe ons klaargemaak het met ons opleiding, toe het ons elkeen 'n Bybeltjie gekry met die polisiewapen op en baie van die polisielede het sommer in hulle sakke gedra en was baie getuienisse van polisielede wat geskiet is, wat die koelie in die Bybel vasgesit het en die van die wat dalk diensplig gedoen het, ek dink in die weermag het jy ook sulke klein Bybeltjies gekry, Nuwe Testament en Psalms met die weermagwapen op. En daar's ook baie getuienisse daarvoor van hoe die Here maar hoe die Here ook uit die aard van die saak mense tot bekering gekry het daar en ek wil maar net vir sê daai spesifieke Bybel was of Bybels wat ons gekry het was deur die Bybelgenootskap gegee. Weet ek het nog my Bybel en daar staan ons deur die Bybelgenootskap. So hulle doen regtig 'n groot werk. Ek dink saam met die Gideons ook. Is vir my altyd lekker as ek ergens gaan bly, byvoorbeeld sê maar in 'n dorpie by 'n bed and breakfast of wat ook al. Net om dan die laai van die bedkassie oop te maak en 'n Gideons Bybel te sien en dan weet jy sommer maar die Here is ook in hierdie vertrek teenwoordig. Die Here is ook in hierdie dorp teenwoordig. So dit is ook 'n voorreg om te sien. Dan wil ek vir u vra, kom ons sit net so, dan doen ons 'n gebed saam. So kom ons sluit net die oë. Leer my u wil, Heer, u doen met my. U pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my volgens u wil. Op u vertrou ek nederig en stil. Leer my u wil, Heer, u plan vir my. Laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my erkentlik, Heer, in die werk. As ek aan swak is, maak u my sterk. U gee gawes net soos u wil, almal is diensbaar, elk met verskil. Vul met u gees my breekbare kruik, dat u my oral waar ek beweeg, elke dag nuttig gebruik. Amen. Ek het gedink om vanoggend die wet van die Here ook net hier in te pas in my preek, maar ek gaan nou nie die wet van die Here lees soos ons dit ken in die Bybel nie. Ek wil eintlik net een aspek, want ek ervaar dit so baie, dat mense dit doen, en ek wil net een aspek vir u uitlig, maar dit val eintlik ook maar binne die wet van die Here, om die Here lief te hê met jou hele hart, en hele siel, en hele verstand, en jou naaste lief te hê soos jouself, en ek sê maar altyd vir mense, ek dink wat die Here eintlik verwag van 'n mens is om jou naaste lief te hê soos hy vir ons lief het. Nee, hy het vir elkeen van ons baie lief, maar om jou naaste dan, weet met die liefde wat hy vir ons het, dat dit nie by ons sal bly nie, maar dat ons dit aangee soos 'n afloosstokkie na ons medemens toe. En ek het gedink, ek wil net dit gou vinnig met u deel, dis baie kort, maar net om u te waarsku ook, die wet van die Here is ook daar om ons te waarsku, en
dat ons selfondersoek doen, maar ek wil by pleit en ek wil eintlik myself verneder vir die elkeen en ek wil vir u vra, moet asseblief nooit deel wees van 'n groep mense of individueel om iets negatiefs teenoor iemand anders te beplan nie. Weet om iemand anders ten gronde te bring of negatief teenoor iemand anders te spreek nie. Mens kan dit sê in Engels never be part of any plan to destroy someone. Daar kom dit nou beter oor. Maar ek wil vir julle sê, moet nooit asseblief uitdaap wees om 'n ander persoon te vernietig en af te kraak nie. Ons leef baie keer in 'n baie vyandige wêreld en waar mense letterlik in vyandigheid leef, met familielede, met gewese vriende, met werkskollegas, met mense rondom jou. En daar's baie dinge wat in ons verhoudings ook gebeur en kan gebeur. En die slegte ding is dat mense wat uit is om ander mense te benadeel en af te kraak en af te trek en hulle te beswaarder of om hulle selfs ons kan dan sê dit val onder emosionele leed, maar ook om hulle fisiese leed aan te doen. Om te jok oor ander mense, om goed oor ander mense te sê wat jy weet is nie die waarheid nie of jy het dit nie getoets nie. Baie van hierdie mense wat dit doen, wat ander mense afkraak, sal mense kan in ons kerke kry, dat mense in ons kerke ook baie keer jou medegelowiges afkraak. En wees baie versigtig om dit te doen. En baie keer is die enigste rede hoekom mense dit doen is omdat hulle jaloers is op ander mense. So ek wil vir u vra en pleit en smeek by u want daar gaan niks goeds van kom as jy dit doen in jou lewe nie. Die eindresultaat gaan baie sleg wees in jou lewe en jy kan nie die Here se seën oor jou lewe verwag as jy ander mense afkraak nie. Ons almal is deel van God se skepping. En so ek wil u vra hoe jy dit verhoed is om aktief elke dag die besluit te neem dat ek sal nooit deel wees van 'n groep of saampraat met 'n groep of individueel om iemand emosioneel of fisies te benadeel nie. Want dit is eintlik as jy dit doen, dis 'n agenda van die hel af. Dis 'n agenda van die duiwel af as jy dit doen. Jy is nie gehoorsaam aan die Here as jy dit doen nie. En as jy dit saam met ander mense doen, dan sê, en ek gaan dit reguit nou sê, dan sê jy eintlik deel van 'n bose groep mense wat nie die wil van die Here gesoek het nie. Want die Here sal nooit sê jy moet iemand anders afkraak nie. So en veral as jy dan, dis eintlik bose gedagtes wat jy het, of dis eintlik van die bose af om 'n ander persoon te wil vernietig, fisies of emosioneel. En ek wil vir jy sê, soos ek net gesê het, jy sal so spyt wees na die tyd, nadat jy dit gedoen het. En jy sal, die hartseer is, jy sal wens jy kan die klok terugdraai, die tyd terugdraai, maar jy sal dit nie kan doen nie. En jy sal ook nooit die Here se goedkeuring, die Here sal dit nooit goedkeur, as hy deel is van 'n groep of individueel iemand anders afkraak of sleg praat van ander die. En soos ek sê, die hartseer en die pynlike, en dalk het van hier dit al beleef, in 'n gemeente, dat mense self sleg praat van jouself,
Baie mense het al van gemeentes verander, omdat hulle net te seer gekry het in sekere gemeentes. En dis altyd hartseer is vir my as Christene dit aan mekaar doen. Maar wat God van ons verwag, is om goed te doen aan ander mense, is om vir mense te seën deur ons woorde en ons dade. Weet, die Here seën ons op soveel maniere, fisies, emosioneel, geestelik. En dit is belangrik ook, dink ek, om die Here se seën af te bid op jou lewe, maar die Here seën ons om tot seën te wees. Hy het ook vir Abraham gesê, toe hy hom geseën het, as 'n mens lees daar Genesis 12, vers 1 en 2, dan sê hy vir Abraham spesifiek, ek seën jou om tot seën te wees vir die nasies. Wat hy daarmee maar bedoel het, ek seën jou om tot seën te wees vir die mense met wie jy elke dag in kontak gaan wees, daar waar ek jou gaan stuur. En die Bybel sê ook vir ons, dit gaan ek nou in my skriflesing uitkom, die Bybel sê ook vir ons, weet, er staan 2 keer in Romeine in, maar die gedeelte wat ek vir u wil lees is 1 Petrus volgende, maar as iemand in jou kwaad aandoen, beantwoord die kwaad met die goeie. Weet, dis een kenmerk van 'n Christen. 'n Christen beantwoord die kwaad met die goeie. Of soos hulle sê, as jy kwaad word, moenie sondig nie. En dit is 'n aktiewe keuse wat jy elke dag moet maak. En mag die Here vir ons hierin ook help om altyd goed te praat van ander mense en om soos die Here Jesus Christus, hy het eintlik gekom om onder ons in te kom. En hy was 'n dienaar van ons gewees. En hy het vir ons elkeen kom help om ons volle potensiaal in God se koninkryk te bereik. En dis eintlik wat die Here wil hê ons moet ook doen. As 'n dienaar onder mense inkom. Ek glo ook in my leierskap wat ek toepas, is 'n dienende leierskap om onder mense in te kom en hulle op te bou en deur my woorde en dade van heling en genesing en krag en bemoediging en liefde sal spreek, en dat ek dalk vir mense wat voel soos 'n niemand, soos 'n iemand laat voel weer, spesiaal laat voel, omdat daai persoon spesiaal is vir die Here. So mag die Here vir ons ook daarin help. Ek wil dan graag vir ons lees hierso uit 1 Petrus 3 vers 8 tot 12. Ek moet net my bril opsit, anders lees ek ook om nonsens hierso vir u wat nie in die Bybel staan nie. Weet so. Maar wat ek graag met u wil deel is dinge wat jou verhoed om die vrug of die gawes van die Heilige Gees uit te leef. Ek dink ons elkeen ken die gawes van die Heilige Gees baie goed, en die Here verwag van ons om dit uit te leef. As jy die Here aanvaar het as jou verlosser en jy leef in 'n lewende verhouding met die Here, jy maak aktief die keuse elke dag om jou lewe aan die Here toe te wy, het jy die Heilige Gees wat in jou woon. En een van die gebede wat ek altyd bid is, Here, laat u Heilige Gees het my gedrag bepaal en dat die vrug van die Heilige Gees kenmerkend sal wees in jou lewe en optrede. Maar daar is sekere dinge ook wat, so ek dink ons elkeen ken die gawes van die Heilige Gees, maar ek wil net 'n paar dinge noem vanoggend in menseverhoudings en wat jou kan verhoed dat jy die vrug van die Heilige Gees ten volle uitleef. En die een is afbreekende menseverhoudings, waar jou verhouding met jou medemens stel voor jou verhouding met God. So dit is een ding wat ons moet verhoed. Ons moet eerder probeer om altyd in te wees by God, as om in te wees by mense, of om in te wees by die ingroep. Weet vir skooliere baie keer, of vir mense ook, maar volwasse mense ook, maar dis so belangrik om te kyk wie is die ingroep, en dan sal jy alles doen om soort van deel te wees van die ingroep, en hulle sal jou baie keer misbruik, so wees net versigtig daarvoor. Maar in al ons menseverhoudings is, ek het die tema van vanoggend gegee,
loop nader, weet want so sê, maar nuwe mense ontmoet, loop jy nader aan hulle. Maar as daar sekere mense, en dit is maar iets waarom mense ook met selfondersoek doen, wat jy so kan traineer en so kan weggee van die Heilige Gees, verkeerde mense. Ek moes al baie keer in my berading vir mense sê, weet jy wat, ek dink jy het baie verkeerde vriende, jy het vriende wat jou aftrek, wat jou baie verkeerde dinge laat doen, en hulle gee nie regtig vir jou om nie. Jy dink dalk ook hulle lag vir jou, maar hulle lag, jammer, jy dink dalk hulle lag met jou, maar eintlik lag hulle vir jou. So dis partykeer, daar is maar sekere mense wat jy mee moet breek, weet in die lewe. So dis, die eerste ding is loop nader, maar dan moet jy ook partykeer net mense vermy. Nie dat jy iets teen hulle het of iets negatiefs beplan nie, maar dan loop jy weg. Maar wat belangrik is om altyd aan te loop, om nooit down in the dumps te wees nie, om met die Here te vertrou, né? Die Here laat ook partykeer, ek het al baie keer vir mense gesê, die Here laat ook partykeer slegte dinge toe in 'n mens se lewe om jou teen groter slegte dinge in die toekoms te beskerm. Hy kan sien in die toekoms en weet, so hy laat partykeer slegte dinge toe, maar elkeen van ons moet partykeer ook breek met mense, verhoudings wat opbreek, en dis nie altyd lekker nie, maar dit is juist die tyd wat ons die Here moet vertrou, en ons situasie oopsprei voor die Here, en so aan, en ek sê maar net, dit is nie nodig om ander mense, ons moet onthou, dit is nie nodig om ander mense te beswaarder, en hulle te wil vernietig nie, want God is almagtig, en hy weet wat in ons lewe gebeur. Ek sê altyd vir mense, ek het behoort nie eintlik vir ons moeilik te wees om mense te vergewe nie. Die Here vergewe ons uit die aard van die saak weer, dan moet ons soos 'n aflosstok hierdie vergifnis aangee vir ander mense. Ons moet vir mense vergewe, soos die Here vir ons vergewe het, en soos hy wil hê ons moet mekaar vergewe, maar dan gee ons hierdie aflosstokkie aan. En dit behoort eintlik moeilik te wees nie, want wie die finale sê in ons lewe? Ons glo tog as Christene, God het die finale sê in ons lewe. En hy kan uit baie negatiewe goed wat met ons gebeur. Kyk maar in Josef se lewe, kyk maar selfs in Dawid se lewe. Sadrag, Mesach en Abednego se lewe, en Daniël wat in die leeukuil beland het se lewe. Hy kan negatiewe dinge omdraai en dit positief maak, en regtig vir ons 'n getuienis gee. En ek wil maar net sê, ek wil vir u uitdaag ook, weet sekere stories, van mense wat sê maar baie siek was, en gesond geraak het, of hoe die Here net vir jou deure oopgemaak het. Ek sê altyd vir mense, maar daar is sekere goed wat in jou lewe gebeur, wat jy net nie vir jouself moet hou nie. Gebruik dit as 'n getuienis. Hierdie storie moet jy gebruik om vir mense te bemoedig, en vir mense te vertel hoe die Here situasies in jou lewe omgekeer het, of hoe hy jou uit 'n siekbed uit gebring het, wat jy dalk gedink het, ek gaan dit nie maak nie. Maar kom ons lees uit 1 Petrus 3 vers 8 tot 12, en die opskrif daar is hoe elkeen hom moet gedra, jy sal ook daar sien. Dan sal daar, wat Petrus sê, ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld, of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan kry. Daar staan geskrywe, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Dis eintlik wat die Onse Vader gebed ook sê, vlug van versoekings af. Moenie dat kwaad vatplek in jou lewe kry nie. Weet, en soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die
wat kwaad doen. Weet, gaan net tot sover lees. Dis nou die perikoop of gedeeltetjie wat nou gaan oor hoe jy moet optree. Hoe die Here verwag van ons, hoe ons moet optree, of hoe elkeen onsself moet gedra. Ek wil maar net vir julle sê ook, 'n ding wat baie gevaarlik is, wat baie mense ook doen, 'n baie gevaarlike ding is. Mense probeer ook partykeer kom so naal aan sonde, weet, voordat dit sonde is, en moet dit nie doen nie, weet, dis byvoorbeeld iemand wat 'n bergpas uitry, nou is daar baie kronkels, nou probeer jy om so vinnig as moontlik hierdie bergpas uit te ry, net om vir mense te wys jy kan dit doen, maar partykeer tref jy dan die reëling. So partykeer gaan weet staan mense ook so naby as moontlik aan die reëling, of hulle staan selfs aan die ander kant van die reëling, en dan sien jy baie groot afgrond daar, net om vir mense te wys hoe dapper hulle is. Nee, maar hulle staan en bly altyd binne die veilige grense van God se volmaakte wil vir ons. Bly altyd binne die veilige grense van gehoorsaamheid aan God. So ek wil net met julle lees, vir goeie menseverhoudings is onvoorwaardelike liefde en aanvaarding nodig. Maar die belangrikste is dat jy die Here altyd die eerste prioriteit in jou lewe sal maak en nooit mense nie. Dat jy altyd wat ook belangrik is, dat jy altyd 'n godsbeeld en 'n Jesus Christus beeld oor jouself sal hê. En dat jy oor jouself sal dink. Ek moet ook vir julle sê, ek het nie 'n selfbeeld nie. Weet die Here het my al lankal van 'n selfbeeld verlos. Want 'n selfbeeld hang van uiterlike omstandighede af. Dis vir jou belangrik wat ander mense van jou dink. Dis vir jou belangrik, weet dit hang van as dit goed gaan met jou, dan styg jou selfbeeld. As dit sleg gaan, dan val jou selfbeeld ook baie keer. Of as jy nou nie sê maar bevordering kry by die werk nie, of aanvaar word vir 'n kursus, dan daal jou selfbeeld. Moenie dat uiterlike omstandighede jou selfbeeld bepaal nie. Laat God jou selfbeeld bepaal. Hê 'n godsbeeld, hê 'n Jesus Christus beeld oor jouself. Leer om oor jouself te dink en na jouself te kyk en na jou situasie te kyk en na jou toekoms te kyk, nie deur jou eie oë nie, maar deur God se oë. En vra God om vir jou daarmee te help. Want dan sal jy vir jouself raak sien soos God vir jou raak sien. En die ding is, as jy 'n selfbeeld sal hê wat afhang van hoe mense vir jou sien, of wat dinge goed en sleg met jou gebeur. Sorry, ek gaan net hier afval. Dit gaan vir my nou makliker wees om net om te blaai. Maar as jy 'n selfbeeld het wat afhang van hoe mense vir jou sien, of van dinge goed of sleg wat met jou gebeur, dan gaan dit jou verhouding met God negatief affekteer. Weet, want as slegte goed gebeur of oor jou lewe kom, of jy word byvoorbeeld van 'n WhatsApp groepie uitgesluit of wat ook al, dan sal dit jou selfbeeld en jou verhouding met God negatief affekteer. Dan blameer jy vir God. Ek en Ansie, my vrou, het ook altyd die gewoonte, of ons sê ook altyd vir mekaar, ons staan by mekaar. Ons gaan altyd die besluit neem, wat ook al in ons lewe gebeur, as 'n slegte ding met een van ons gebeur, of as ons saam deur 'n slegte situasie gaan, dan gaan ons die aktiewe keuse maak, in die eerste plek om na God toe te hardloop, maar ons gaan die aktiewe keuse maak om by mekaar te staan. Weet, om mekaar deur te help deur hierdie situasie. Daarom sê ons ook altyd, as iemand byvoorbeeld iets negatief sê of iets onsensitief sê teenoor Ansie, dan doen hulle teenoor my ook. Weet, as iemand
iets sleg sê van my vrou, dan sê hulle, weet dan raak dit my ook. En so as iemand iets aan een van ons doen, dan doen hulle dit eintlik aan albei van ons. En ek moes al baie maal die besluit neem, die bewustellike besluit neem om ons moet hierdie mense vergewe. Dit gebeur maar in elke vriendekring, weet, maar ons moet mense vergewe. En ek kan sê, ek het mense wat my al te nagekom het met my hele wese vergewe, omdat ek vir God vertrou. Maar ek het nie meer kontak met hulle nie. Weet, om vergifnis beteken nie dat jy die klok moet terugdraai, of dat jy nog moet kontak hê met hierdie persoon nie. Wat ons het moes besluit het, maar in ons eie interne vriendekring, hierdie persoon werk nie positief op ons in nie. Ons sal moet breek met hierdie persoon. Maar dan moet, en daar was baie verskillende redes daarvoor, hoekom ons besluit het om dit te doen. Maar die belangrike is, dit beteken nie dat ons ooit disrespectful of nie goed gemanierd teenoor hierdie persoon of persone sal optree nie. Ek sal altyd respectful teenoor 'n persoon optree. Ek sê altyd, ek het vir my kinders ook geleer, jy kan altyd respek bewys aan iemand. Al het jy nie vir die persoon respek nie. Dit gee jou nie die reg om disrespectful of ongemanierd teenoor iemand op te tree as iemand jou benadeel het nie. En ek wil vanoggend net vir jy 'n paar belangrike voorbeelde noem en daardie belangrike lewenslesse leer, want jy het baie sterk moet oorweeg om dit te doen, om met sekere mense in jou lewe te breek. Weet, ek kan nog baie meer sê, en as jy dalk vir my weer genooi, gaan ek 'n paar ander lewenslesse ook weer met u deel. Maar die eerste les is, wil ek net sê, die besluit lê nie by jou of jy iemand seer gemaak het in dit wat jy gedoen of gesê het vir die persoon nie. Weet, so jy kan dalk iets sê, weet, ek het altyd vir my kinders ook gesê, hulle sê dalk iets, die een vir die ander, en dan sal ek hulle sê, maar hoekom doen jy dit? Want dan hou die, ons seentjie sal byvoorbeeld iets in ons dogter gedoen het, en dan sê sy, nee, moet dit nie doen nie. En dan sê ek vir hom, maar hoekom doen jy dit? Dan sê hy, nee, maar ek speel maar net. Dan sê ek vir hom, maar moenie iets doen. Jy weet dit irriteer haar as jy dit doen. Moenie dit doen dan nie. Weet, ek wil maar net sê, weet, so dit, uit die aard van die saak het jy waarskynlik in baie gevalle nie die persoon bewustelik seer gemaak deur dit wat jy gedoen of gesê het nie. Maar as die persoon vir jou sê dat jou optrede teenoor hom of haar vir hom of haar baie seer gemaak het, dan is dit nie die gepaste tyd of plek om eerstens jou optrede te probeer regverdig teenoor die ander persoon of om jouself te verdedig nie. Weet, dan is jou gepaste optrede om stil te bly en om te luister na wat die ander persoon vir jou te sê het. Want mense kry nie heling en herstel in die verhouding deurdat jy ten alle koste jou optrede probeer regverdig nie. Dan is die tyd en die plek eintlik om die minste te wees, en jou trots uit jou sak uit te haal en opreg om verskoning te vra vir hierdie persoon. En heling begin wanneer jy van jou kant af die ander persoon se gevoelens probeer verstaan. En opreg probeer verstaan, maar hoekom is hierdie persoon so ontsteld? Jy weet in jou hart, jy het dit nie bedoel nie, maar om opreg na hierdie persoon te probeer verstaan. Hoekom is hy of sy so ontstel oor wat ek gedoen of gesê het? Om ten alle koste
jou optrede te probeer verduidelik en regverdig. Dit gaan nie herstel en heel maak wat gebreek het in julle twee se verhouding nie. Jy sal slegs die verhouding tussen jy en die ander party kan herstel deur opregte, bewuslike omgee te wys en na sy of haar perspektief te luister. En te erken teenoor die persoon dat jy baie jammer is dat jy nie ook na sy of haar kant geluister het nie, of sensitief genoeg was nie. Die tweede les is wat ook belangrik is, jou perspektief of gevoelens oor 'n sekere saak beteken nie dat dit die ander persoon of persone se perspektief ook sal wees nie. Dit moet ons ook besef, weet, mense verskil van mekaar. Ander mense mag ook maar anders voel as jy oor 'n saak. Waar dit veral uitkom is as jy baie sterk voel oor per saak en 'n ander persoon voel ook baie sterk oor haar saak. En die blindheid wat die grootste gevaar inhou in jou verhouding teenoor jou medemens is die persepsie dat jou denkwyse oor dinge die enigste regte een is. Dit is die een groot probleem in ons wêreld vandag. Dat almal glo, maar hulle sienswyse en hulle antwoorde wat hulle gee oor die wêreld en oor ons land se probleme is die enigste regte uitkyk wat daar is om sê maar ons land se probleme op te los. So jy is bereid om na die ander persoon se kant te luister nie. Jy verskree eerder vir hom of vir haar. Iemand anders se lewenservaring vee nie jou eie lewenservaring, die dinge wat jy in die lewe beleef en ervaar het, in jou lewe uit nie. Maar ons kan net groei in ons mens wees. En in ons volwassenheid, as ons aktief kies om die gesindheid te hê, ek is nie altyd reg nie. En dat ons ander mense se gedrag en optrede en sienswyse teenoor sekere goed probeer verstaan en insien. Die gevaarlikste ding wat met jou kan gebeur, as jy besluit dat jy ook in elke gesprek die middelpunt van die gesprek wil wees en die hele gesprek wil oorneem en ander mense verskree en verkleineer, dat as jy weier om na hulle punt te luister, jy gee hulle net nie 'n kans nie. Die derde les is hoe iemand voel emosioneel is nie jou verantwoordelikheid nie. Hou op om te dink dat mense se stemtoon en hoe hulle met jou praat en selfs mense se stilte of partykeer stuur jy 'n lang WhatsApp aan iemand en hulle antwoord jou net met een woord per WhatsApp. Hou op om dan outomaties te dink dat die persoon kwaad is vir jou en dat jy na die tyd ure spandeer om hulle gedrag teenoor jou te probeer ontleed en te verstaan. Hou op om outomaties te dink dat omdat hulle so teenoor jou opgetree is, aan te neem 'n gelyke aanteken te sit, dat hulle kwaad is vir jou. Want dit gaan jou fisies, emosioneel en geestelik dreineer. As iemand nie beter voel as jy in liefde, vriendelikheid en omgee teenoor hulle optree nie, dan moenie jouself verder blameer en afkraak nie, as die persoon dalk negatief reageer nie, en jy het in liefde gereageer nie. Jou taak of ons taak is om in liefde, eerlik en vriendelik teenoor elke persoon op te tree. En as die persoon dan 'n probleem het, dan is dit sy of haar eie verantwoordelikheid om dit vir jou te sê. En as die persoon nie wil nie, is dit sy of haar keuse. En dan beweeg jy aan. Jy kan nie iemand forceer of dwing om teenoor jou oop te maak nie. En as jy dit nie onthou nie, gaan hierdie persoon se gedrag by jou bly spook en vir jou vergiftig in jou binneste soos 'n kanker
en jy gaan nie met innerlike liefde en die vreugde van God in jou lewe kan leef nie. Daarom is dit baie keer belangrik om met hulle te breek. Jy het jou eie verpligtinge en verantwoordelikhede ook in die lewe wat jy elke dag moet nakom. So jy kan nie sit en ure dink, maar hoekom moet hierdie persoon nou so negatief teenoor my reageer nie, en dit probeer ontleed nie. Kom jou eie verpligtinge na in die lewe. Daar's baie ander dinge wat jy ook verpligtinge het. Les nommer 4. Ek moes al baie keer wegstap en breek met mense, omdat ek my waarde in my verhouding met God besef het. Ek het nog nooit my rug op mense gedraai. Ek kan eerlikheid sê, ek het nog nooit my rug op mense gedraai, omdat ek hulle 'n les wou leer, of omdat ek spiteful teenoor hulle wou wees nie. Ek het weggestap, omdat ek my les geleer het. Nie omdat ek wraak wou neem of iemand, of hierdie persoon wil terugkry nie, of omdat ek aan hulle 'n punt wou bewys nie. Maar die fundament van my lewe is wat God oor my dink, en dat ek met my hele wese aan hom gehoorsaam wil wees. En dit het my geleer om te breek baie keer met die drama, die disrespek, die voortdurende verwagting van sekere mense, dat jy alles wat jy doen en sê aan hulle moet verduidelik. Weer die vrede en vreugde wat God vir my gee deur sy Heilige Gees is my baie belangriker in die lewe as om goedkeuring by mense te kry. En dit is vir my belangrik, dit is belangrik vir my dat mense nie hierdie vreugde en vrede van my steel en wegneem nie. Die les nommer 5 is, ek het ook aangeleer om te sien en te onderskei of iemand werklik vir my omgee as individu. Jy kom nogal baie vinnig agter in verhoudings. Ek het regtig daai sensitiwiteit aangeleer, in my verhoudings met sekere mense. Gee hierdie persoon regtig vir my om? Is hierdie persoon regtig vir my as mens lief? Net soos ek is. En gewoonlik as jy hierdie sensitiwiteit aangeneem het, hoef jy nie te raai of te wonder oor die antwoord nie. Want goddelike liefde en omgee wys. As iemand opreg vir jou lief is en opreg vir jou omgee, sal dit wys. En dit is 'n werk oor die liefde. So wanneer iemand werklik vir my omgee, sal ek baie vinnig deel hulle woorde en dade dit agterkom. So iets kan nie enige twyfel by jou veroorsaak nie. Jy sal dit beleef, dat mense vir jou omgee, of jy sal dit nie beleef nie. Want mense wys die hele tyd vir jou in hulle interaksie met jou, hoe hulle voel oor jou. So stop om die gevaartekens te ignoreer, as 'n persoon nie werklik vir jou omgee nie. Die 6de les is, jy is baie sterker, fisies, emosioneel en geestelik as wat jy dink. Kyk bietjie terug op jou lewe en reflekteer op al die uitdagings en probleme in die lewe wat jy al moes hanteer het in die lewe en wat jy deurgekom het. En hier sit elkeen van ons vanoggend. Ons het, jy het al baie dinge suksesvol deurgaan in jou lewe. Elkeen van die wat hier sit, wat ander mense nie eens van weet nie. Dalk baie groot probleme. So hou op om te hard te wees op jouself. Jy het gereeld nodig om net 'n tree terug te gee in die lewe ook. En vir jouself erkenning te gee vir wat jy al vir ander mense beteken het in sy of haar lewe. En hoeveel goed jy al suksesvol deurgemaak het in jou lewe. So jy is baie sterker as wat jy wil erken en jouself krediet voor wil gee. So ek wil vir jy net sê, wees trots op jouself en wees trots op die feit dat jy in daai moeilike omstandighede waarin jy jouself bevind het, ander mense dalk eens van weet nie, wees trots op die feit dat jy nie opgegee het nie. Die les nommer 7
Sommige mense as jy met hulle praat en hulle luister, het net totaal die vermoë om jou fisies, emosioneel en geestelik te dreineer. Weet hulle ek sê altyd vir mense ook as ek berading doen met mense, ek gee my beste raad aan iemand. Maar moenie 2 weke na die tyd na my toe terugkom en weer by my kom raad vra en ek vra, het jy my raad gevolg? En hulle sê nee. Dan sê ek vir hulle, weet jy wat, jy mors my tyd, jy mors jou eie tyd, weet. Maar sommige mense kan jou net fisies, emosioneel en geestelik baie dreineer. En wees bedag daarop, en hiermee bedoel ek nie net dat julle gedurig vassit oor goed of gedurig vir mekaar verskil nie. Maar dit is net hoe jy voel as jy in hierdie persoon se geselskap is. Elke keer as jy met hulle in interaksie is, dan voel jy doodmoeg na die tyd, fisies, emosioneel en geestelik. En voel jy, maar hierdie persoon luister nie werklik na my nie. Hierdie persoon waardeer my nie werklik nie. Dit wat ek en dit wat ek vir hom of haar sê of doen nie. En jy voel baie klein en sleg oor jouself in hulle teenwoordigheid. En dis 'n duidelike teken dat jy moet leer om terug te staan en jou tyd om te wonder te stop en om voort te gaan met jou lewe. Jy het mense, ons elkeen het mense nodig en dis waar jou vriendekring groot toets in jou vriendekring is. Bou hierdie mense my op, waardeer hulle vir my. Kan ek hulle 2 die oggend bel? Kan ek my hart met hulle uitpraat? Kan ek hulle vertrou? En hulle laat voel jy ook beter oor jouself na die tyd. En hulle heg waarde en gewig aan dit wat jy sê en dit wat jy doen. Stop om vir mense te verdra in jou lewe wat jou nie verdien nie. In die manier hoe hulle op jou neersien en waardeloos en 'n mislukking laat voel. As mense vir jou waardeloos en 'n mislukking laat voel, breek met hulle. En dan les nommer 8, dis my laaste, ek sluit hiermee af. Net een mening tel. Elke persoon sal verskillende dinge, positief en negatief in jou lewe raak sien. Soos jy jou lewe nou leef, sal sekere mense sê, maar nee, sekere mense sal jou bewonder in die manier hoe jy jou lewe leef. Sekere mense sal weer jaloers wees daarop en op jou neersien. En elke persoon sal verskillende dinge, positief en negatief in jou lewe raak sien. Sommige mense mag dalk in sekere situasies as jy opstaan om die regte ding te sê en jy konfronteer vir iemand omdat jy weet, maar hierdie persoon sê iets verkeerd, jy het die moed om dit te doen, dan sal hulle dink jy's arrogant en hulle sal vir jou na die tyd sê, maar jy was baie arrogant om dit te sê. Ander mense mag dalk sien dat jy baie gemotiveerd en weer gedrewe is in die lewe, dat jy weet wat jy wil bereik en dat jy bereid is om baie hard daarvoor te werk. En ander mense mag weer geïntimideer voel daardeur, deurdat jy dalk deur harde werk baie bereik het en baie sukses behaal. Ander sal weer die groei, veral emosioneel en geestelik in jou lewe raak sien en dit bewonder en dit waardeer en geïnspireer word daardeur. Sommige mense sal ook sien dat jy baie selfstandig is en dat jy baie goed op jou eie reg kom en dat jy baie gelukkig is en baie tevrede is in jou lewe. Terwyl ander mense, as jy nou so is en jy is baie selfstandig en jy is baie gelukkig en tevrede en jy kom goed baie op jou eie reg, dan sal mense weer dink jy selfsugtig. Daar sal mense wees wat weer dink jy selfsugtig oor hierdie optrede. Maar ander mense vir jou sien is nie werklik belangrik nie. Wat werklik belangrik is, en ek gaan hier met hierdie boodskap afsluit, wat werklik belangrik is in die lewe, is hoe jy jouself sien. Want jy is die een wat elke dag, elke week, elke maand met jouself moet saamleef. Elke oomblik, totdat die dag wat jy gaan sterf en jy met jouself moet saamleef.
So verander ook hoe jy na jouself kyk en leer om na jouself te kyk deur God se oë. Soos wat God na jou kyk so na jouself. En om jou lief te hê, soos God vir jou lief het, en nie soos ander mense vir jou lief het nie. Stel God altyd eerste in jou lewe in. Dis die groot geheim. Stel God altyd. Maak hom die eerste prioriteit op elke aspek van jou lewe. Vertrou sy plan vir jou lewe. En raak dan verlief op jouself. Amen. Kom ons dit net so, dan bid ons saam. Ons harte is verheug dat U, Here Jesus, beskikker van ons deel en lot, ons lewe in U hande hou. Dankie dat ons vir U alles kan toevertrou. Here, ons weet ook dat U alleen ken die regte pad wat uitloop op die hemelstad. En U weet of voor of teenspoed die beste is vir ons en vir ons gemoed. Dankie Here ook dat waar niemand anders vir ons wil help nie, dan help U vir ons. As mense wyk, dan staan U ons by. In rus en vreugde, nood en stryd, bly U dieselfde en U beloftes vir ons en U liefde vir ons dieselfde deur en tyd. Amen.